Die meeste van ons leef in geldgedrewe, toenemende kapitalistiese samelewings. Hoe kan Christene produktiewe lede van die samelewing wees, maar steeds soos Christus leef, onselfsugtig en toegewyd aan die diens aan ander? Die antwoord is wat ons kapitalisme met deernis kan noem. Dit is nie 'n nuwe gedagte nie. 4000 jaar gelede het God in Genesis 12 vir Abraham gesê dat hy grootliks geseën sou word. Maar waarom het God hom geseën? Sodat hy verander vir al die nasies tot seën kon wees. Abraham is geseën om 'n seën te wees. Dit is die kern van kapitalisme met deernis. 2000 jaar gelede het Jesus sy volgelinge aangemoedig om dit wat hulle ontvang met ander te deel. In Lukas 6 vers 38 sê Jesus, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingetrek en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Sedert hierdie woorde gespreek is, het getroue gelowiges daarna gestreef om volgens hierdie beginsel te leef. In 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19 leer die apostel Paulus die rykes, wat dikwels deur hulle woorde en optrede kapitalisties was, om ryk te wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. Kapitalisme met deernis weerspieël eenvoudig die kreatiwiteit, vrywilligheid en liefde van God. Dit beteken dat ons die seëninge wat hy aan ons gee, gebruik om ander te seën. Dit is God se wil vir sy volk. Wat ons finansiële omstandighede ook al is, een van die doeltreffendste maniere om selfsugtige kapitalistiese neigings te weerstaan, is om doelbewus, deernisvolle diens aan ander te lewer. Hier is een manier om dit te doen. Belofteoffergawe is 'n vooraf bepaalde persentasie van ons inkomste wat op sy gesit word om God se barmhartigheidswerk in die wêreld te ondersteun. Terwyl ons tiendes en belofteoffergawes teruggee, laat ons onsself laaste stel en God eerste.